Goeiedag, baie welkom by ons daaglikse brood waar ons vir Yeshua, soos Yeshua ons leer bid het, waar ons vir Vader vra, Vader gee vir ons vandag ons daaglikse brood. So ons kyk na 'n vraag wat ons baie keer vra, hoekom lyk dit of mense wat jou seer gemaak het, wegkom? Hierdie is gedeelte 2. Ons almal het al seer gekry, soms van mense wat ons vertrou het, of selfs mense wat ons gehelp het, en dit lyk asof hulle net aangaan met hulle lewe, en is hier waar jy vra, hoekom doen Abba Vader niks nie, want hulle het my so seer gemaak, of hoekom kom hulle weg daarmee? Die vraag is, doen hulle? Maar die waarheid is, Abba Vader sien alles. Hy weet wat gebeur, niks glip by hom verby nie. Vir jou wat al seer gekry het, Abba Vader sien jou pyn. Vir die wat verkeerd gedoen het, Abba Vader is nie blind nie. Jy sien, Abba Vader se geregtigheid werk anders as ons in. Hy werk nie uit woede nie, maar in wysheid en op sy perfekte tyd. Dink aan Josef. Hy is verwerp en verkoop deur sy broers, vergete en verlate, maar op Abba Vader se tyd het hy alles omgedraai. En net so, al voel dit vir jou of niks gebeur nie, Abba Vader werk agter die skerms. Hy het jou nie vergeet nie, en hoor gou-gou, jou pyn is nie verniet nie. Jy sien, wanneer Abba Vader beweeg, doen hy dit kragtiger as wat jy ooit kon. En dis hoekom jy nie wraak in eie hande hoef te neem nie. Jy hoef nie bitter te bly nie. Abba Vader is besig om dit te hanteer. Die ware vraag is eintlik, wat doen jy terwyl Abba Vader die saak hanteer? Gaan jy vasval in woede en onvergifnis, of gaan jy Abba Vader vertrou? Jy moenie jou lewe in die skaduwee van iemand anders se dade leef nie. Jy is vir meer geskape. En hoor gou-gou, die pyn wat jy ervaar het jou kom verander. Jy is nie meer dieselfde jy nie. Jy het geleer en jy het gegroei. Maar kies, moenie dat die pyn jou bitter maak nie. Laat dit jou bou, nie breek nie. Jy is nie 'n slagoffer nie, jy is 'n oorwinnaar. En jy weet, soveel mense dra vir jare die las van wat ander in hulle gedoen het, saam met hulle. Hulle wag dat geregtigheid moet kom. Hulle hoop hulle vyande gaan een of ander tyd seer en swaar kry. Jy sien, jy word nie gedefinieer deur wat iemand aan jou doen of gedoen het nie. Jy word gedefinieer deur wat jy nou doen. As iemand jou nou seer gemaak het, het jy twee keuses. Jy bly vasgevang in die verlede en na die pyn, of stap vorentoe in die hoopvolle toekoms en vrede wat Abba Vader vir jou het. Jeremia 29 vers 11. Die lewe en droom wat hy vir jou het. Jy mag dalk voel asof iemand verstaan nie en weet Abba Vader verstaan. Abba Vader verstaan. Hy het elke traan gesien, elke slapelose nag, elke keer wat jy stil gebly het en net aangehou het. Jy was nooit alleen nie, sy oë is op jou. Abba Vader het alles gesien, die leuns, die verraad, die verkeerde optrede, niks gaan verby hom nie. Alles wat mense aan jou gedoen het, is soos sade wat geplant is, en daardie sade sal later oes oplewer, volgens Abba Vader se geregtigheid. En daardie persone mag ander mense dalk flous, hulle mag hulle self dalk flous, maar hulle kan nie Abba Vader flous nie. Inteendeel, die barmhartigheid van Abba Vader, wat die barmhartigheid van ons God wat ons dien, gee hulle tyd eintlik om hulle foute te erken en om terug te draai na hom toe. Maar as hulle aanhou om weg te kyk, sal sy geregtigheid kom op maniere wat hulle nooit sien kom het nie. Jy hoef nie meer die las te dra nie. Jy hoef ook nie te probeer dat hulle verstaan wat hulle aan jou gedoen het nie. Dis nie jou werk nie. Dis Abba Vader se, en hy sal dit hanteer op die regte tyd en op sy manier. Laat die woede gaan. Laat die behoefte aan wraak los. Abba Vader wat jou pyn gesien het, is dieselfde God wat jou sal ophef voor die oë van die wat jou wil breek. En die feit dat Abba Vader nie dadelik oordeel nie, beteken nie hy keer dit goed wat iemand teenoor jou gedoen het nie. Abba Vader se stilte is nie sy afwesigheid nie. Dis meeste van die kere is dit sy genade. Hy gee mense kans om tot bekering te kom. Nou in Psalm 73 worstel Asaf ook met die vraag wat baie van ons ook vra. Hoekom lyk dit of goddelose mense net wegkom met seker goed en voorspoedig is, terwyl ek wat probeer reg lewe sukkel?
Asaf sê in Psalm 73, hy was op die punt om geestelik te val. Hy het byna sy geloof verloor, want toe hy kyk na hoe goed dit gaan met mense wat geen respek vir Abba Vader het nie, het dit vir hom oneerlik en sinloos gevoel. Hoekom kry hulle voorspoed? Hulle wat verkeerd doen en ek wat probeer reg lewe, vir ander goed is. Hoekom kry ek swaar? Hoekom kom mense net weg met sekere goeders? En Asaf het begin vergelyk en dit het bitterheid en twyfel in sy hart gebring. Maar dan sê Asaf in Psalm 73 vers 17, totdat ek in die heiligdom van Jotywaweh ingegaan het. Want toe het iets baie belangrik gebeur. Asaf het ingegaan in die teenwoordigheid van Abba Vader in sy heiligdom, die plek van aanbidding, die plek van aanbidding, daardie plekkie van stilte en openbaring, Abba Vader se teenwoordigheid. En daar in Abba Vader se teenwoordigheid het hy 'n ander perspektief gekry. Hy het hulle uiteinde ewe skielik verstaan. Hy het besef, die goddelose se voorspoed is kortstondig, tydelik. Uiteindelik wag daar regverdige oordeel. Abba Vader is nie onregverdig nie, hy is geduldig, maar hy sal reg laat geskied. En net soos Asaf, ons kan maklik sit met bitterheid wat soos gif is, wat ons elke dag van 'n jy weet, soos 'n botteltjie gif waarvan ons elke dag 'n slukkie vat. As ons net kyk wat met mense, as ons met ons mense se oë kyk, dan is dit soos daardie gif wat ons elke dag preskripsie, voorskrif van die vyand vat en elke dag 'n slukkie vat. Ons sien nie die volle prentjie nie, net die nou. Maar wanneer ons Abba Vader nader en in sy teenwoordigheid kom, verander perspektief in wysheid. Abba Vader se teenwoordigheid bring insig en Abba Vader se tydsberekening is perfek. Die sleutel is, soos Asaf, om met ons seer, ons bitterheid van ander wat ander aan ons gedoen het, Abba Vader te nader. Want ware perspektief kom nie deur te fokus op jou seer of om na mense te kyk nie, maar deur te fokus op die een wat storm stil maak. Asaf, wat Psalm 73 geskryf het, het ook gevoel of boosheid beloon word. Maar toe hy Abba Vader nader, toe kom hy tot die besef, Abba Vader laat nie toe dat onreg wen nie. Paulus sê in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat die wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir die wat volgens sy voorneme geroep is. Ja, Abba Vader werk selfs jou pyn. Hy werk selfs jou pyn in sy plan vir jou lewe in. Want sien, soms gebruik Abba Vader selfs die seer wat ander aan jou doen, om iets dieper in jou te vorm. 'n Sterker karakter. Hy bou jou karakter, 'n groter afhanklikheid na hom, 'n sagter hart vir ander wat ly. En daarom, soos Abba Vader in Romeine 12 vers 19 sê, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Ja, Abba Vader sal oordeel, op sy tyd, nie my en joune nie. Ons moet nie self probeer beheer neem nie. Ons moet nie self dinge regstel nie. Dis nie ons verantwoordelikheid om ander te vergeld of te straf nie. Ons roeping is om getrou te bly, jou hart skoon en opreg te hou, en om Abba Vader toe te laat om die oordeel te bring op sy tyd en sy manier. En dalk voel jy baie seer gemaak deur iemand vandag. Ek wil jou bemoedig om daardie seer, daardie frustrasie nou vir Abba Vader te gee. Sê vir Abba Vader presies hoe jy voel. Hy verstaan. En dan kies vergifnis. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy verdien om vry te wees van bitterheid af. Vertrou op Abba Vader se geregtigheid. Hy sien, hy onthou en hy sal optree op die regte tyd. Vertrou hom ten volle. Gee jou pyn en seer vir hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, in hierdie lewe van sonde, in hierdie wêreld van sonde, waar sonde is, kry ons seer. En dankie dat Yeshua ons kom leer het wat om met bitterheid te doen. Dankie dat Yeshua ons kom leer het wat om met seer te doen, om U te nader. En Vader, ons wil nie verder hierdie bitterheid drink nie. Ons wil dit vir U gee en vra, Vader, vergewe daardie persoon. Ons wil vir ons vyande bid en vra, Abba, ons wil hulle hande in U hand kom sit. En Vader, was hierdie bitterheid en hierdie onvergewensgesindheid en hierdie hartseer en pyn uit ons lewens uit, hierdie bloed van die lam.
Was ons spierwit soos sneeu, ons vergewe, ons kies om te vergewe, soos wat Yeshua aan die kruis vergewe het, toe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie dat U so amazing God is, en dankie dat U ons leer. Ek bid vandag vir die seer en pyn in elke een se hart. Ek bid, Abba, deur Yeshua se wonde vir volle genesing, in Yeshua se naam. Amen. Shalom.